Goed, ons gaan voort om te oefen om te faktoriseer. En onthou, hieronder in die kommentaar is daar 'n skakel na hierdie oefening. Gaan gerus na ons webblad, laai die volledige oefening af. Ek gaan net 'n paar van die oefeninge doen. Gaan kyk gerus weer hieronder. Maak 'n plan. Kom ons doen eers oefening 2, nommer 1.1. Nou die hele oefening 2 gaan daaroor dat ons het verskillende terme, maar daar is nie een gemeenskaplike faktor wat in al die terme voorkom nie. Ons gaan hulle bietjie moet sorteer en dan faktoriseer. Ons begin dan nou met oefening 2, nommer 1.1. En ons het 4 terme hierso en daar is nie een faktor wat ons in al 4 terme kry nie. Met ander woorde, ons gaan hom moet sorteer en dan faktoriseer. Nou kom ons kyk gou net gou hier. 2D gaan ook in 6D in. Net so gaan 3R in 9R in. Maar ons kan ook sê, t tot die mag 5, kom in daardie 2 terme voor. So kom ons werk dalk eers en ons aanvaar hulle is in die regte volgorde. En ek gaan hakkies omsit en ons faktoriseer hulle dan volgens die hakkies. Dit beteken, die gemeenskaplike faktor tussen 6D en 9R is 3. Wat bly oor? Ek moet dan 2D met 3 maal om by 6D uit te kom en net so moet ek 3R met die 3 maal om by 9R uit te kom. Plus, die gemeenskaplike faktor vir die laaste 2 terme is t tot die mag 5. Ek moet 2D minus 3R uithaal en dis wat oorbly. Nou sien ons hier 'n nuwe gemeenskaplike faktor, 2D minus 3R. Ons haal hom uit, 2D minus 3R, en wat bly oor? 3 plus t tot die mag 5. En dit is ons finale antwoord. Kom ons vat weer dieselfde probleem, en ons veronderstel ek het net nou 'n fout gemaak, en ek het die terme bietjie deur mekaar geskommel. Met ander woorde, ek wil nou 6D plus 2t tot die mag 5d wil ek by mekaar sit, en die minus, en nou gaan ek sommer dit dadelik reg maak, 9R plus 3t tot die mag 5R, wil ek in die volgende hakie sit. Onthou hierdie minus hierso, daai ene, maak hierdie 2 terme positief. Net gou weer van hulle ontslaa raak, daar is hy. Goed, nou het ek 'n gemeenskaplike term, 2D, in daardie eerste hakie. Met ander woorde, ek gaan die 2D voorskryf, 'n nuwe hakie maak. Wat moet ek met 2D maal om by 6D uit te kom? Wel, 3. Wat moet ek by 2D maal om by 2t tot die mag 5d uit te kom? Wel, t tot die mag 5. Minus, die gemeenskaplike faktor in die geval is 3R. Kom ons skryf hom, 3R. Wat moet ek met 3R maal om by 9R uit te kom? 3. En wat moet ek met 3R maal om by 3t tot die mag 5R uit te kom? T tot die mag 5. As ons nou mooi kyk, gaan ons sien, die 2 hakies is presies dieselfde. Met ander woorde, ons het 'n nuwe gemeenskaplike faktor, en ons kan hom uithaal. 3 plus t tot die mag 5. Wat bly oor? 2d minus 3r. Nou die van julle wat wakker is, sal agterkom dat behalwe dat die hakies se volgorde omgeruil is dit presies dieselfde antwoord as die vorige keer. Die volgende voorbeeld is oefening 2, nommer 1.3. Onthou, in die skakel in die kommentaar kan julle hierdie oefening aflaai. Daar is nog baie ander voorbeelde ook wat jy kan gebruik om voor te oefen. En as ons na hom kyk, dan sien ons hier is 'n paar gemeenskaplike faktore, maar nie een pas weer in al 4 terme nie, nee.
hier is 'n y en daar is 'n y, hier is 'n c tot die mag 5, daar is 'n c tot die mag 5, 'n z en 'n z. En as na die syfers kyk, wel, hulle pas ook min of meer by mekaar. Die 7 gaan in 35 in, die 2 gaan in 10 in. So ons kan nogal redelik kombinasies maak met hierdie. Maar as ons oefen, dan begin ons so nader aan 'n gevoel kry van waarheen gaan hierdie ding. En ek sou sê op hierdie stadium, ons moet kyk na die 35z en die 7c kwadraat z kwadraat by mekaar sit en die 10y en die 2c5 kwadraat y by mekaar sit. So kom ons doen dit gou. Dit word dan 35z plus 7c tot die mag 5 z minus 10y minus 2c tot die mag 5 y. Nou ons gaan hulle so groepeer sodat ons hulle met mekaar kan faktoriseer, maar nou moet ons onthou hierdie minus wat hier so in die middel is, gaan daai nou 'n plus maak, nee? Kyk gou, of jy kan dit sien, daai minus maak dat daai teken 'n plus word. Goed. Die gemeenskaplike faktor in die eerste hakie word dan 7z. Daar is hy. 7z. Wat moet ek met 7z maal om by 35z uit te kom? 5. En c tot die mag 5 vir die tweede term. Minus, wat is die gemeenskaplike faktor? 2y. Wat moet ek met 2y maal om by 10y uit te kom? 5 en die volgende term plus c tot die mag 5. Nou sien ons het weer 'n gemeenskaplike faktor hierso. En ons kan hom dus uithaal. 5 plus c tot die mag 5. Nou moet ons die ander twee terme net by mekaar kry. Wat bly oor? 7z. Ek gaan hom net gou mooi maak. Daar is hy 7z. Mens eintlik nie z in algebra gebruik nie. Hy is moeilik om netjies te maak, dat hy nie soos 'n 2 lyk nie. 7z minus 2y. En dis ons oplossing. Moet ek het weer sê, die volledige oefening is in die skakel in die kommentaar. Gaan soek hom gerus daarso. Ons kyk na oefening 2, nommer 1.10. Nou ons het weer 4 terme hierso. En ons het weer 'n paar goeters wat ooreenstem. Daar is n en n en 'n m en 'n m en 'n j en 'n j. En ja, ons kan hom nogal op baie maniere indeel, maar ek dink weer 'n keer, kom ons kyk na die syfers. En ons verander die volgorde. 14m plus 7jm. En dan moet ons die ander twee terme ook oordra. Minus 4n minus 2jn. Nou weer 'n keer, ek gaan sommer nou al die hakkies trek, dat ons weet hoe ons som gaan faktoriseer. Ons gaan daai 2 faktoriseer en ons gaan die laaste 2 faktoriseer. Maar as ons die minus, hierdie middelste minus nou weer daai ene, as ons hom buite die hakkie sit, dan moet hierdie 'n plus word. Gaan werk hom net gou weer uit. Effektief het ons die laaste 2 terme 'n gemeenskaplike faktor uitgehaal wat minus 1 is. Goed. Die eerste hakkie. Het lyk my die gemeenskaplike faktor is 7m, wat oorbly is 2 plus j. Die tweede hakkie, lyk het my is die gemeenskaplike faktor 2n, en wat oorbly is 2 plus j. Nou weer eens, ons het 2 nuwe faktore, wat die gemeenskaplike faktor is. Ons haal hom uit, 2 plus j, en wat bly oor? 7m minus 2n. En dis ons oplossing.
Hierdie laaste oefening, dis oefening 2, nommer 1.15, gaan ek net vinnig deur hardloop, want ek dink ons begin nou uit die idee te kry, né? So, ek sal hom wil herrangskik om te gaan na 16a plus 2za minus 40k minus 5zk. Nou kom ons trek hakies, ek sal hierdie 2 wil groepeer en daardie 2 wil groepeer, maar omdat ek nou die minus buite die hakie het, word daardie 'n plus. Ek het effektief reeds gefaktoriseer met minus 1. Goed, my gemeenskaplike faktor van die eerste hakie, 2a, wat oorbly is 8 plus z. Die gemeenskaplike faktor van die tweede hakie, lyk vir my soos 5k, wat oorbly is 8 plus z. Ek het weer 'n gemeenskaplike faktor in die hakkies. Ek kan hom dus uithaal. Hy word 8 plus z en wat oorbly is 2a minus 5k. Onthou daar soos nog heel wat oefeninge, ander oefeninge, gaan doen hulle asseblief. Dis die moeite werd. Kry dit een keer onder die knie, jy sal vir die res van jou lewe bly wees daaroor. Want onthou, wiskunde is stappe, en as jy wil weet en al hoe meer 'n gevoel kry wat die volgende stap is, gaan jy dit moet oefen. Sterkte met al die werk.